Amen. Goeiemôre almal. As ek so rondkyk, dan besef ek dis die 21ste Desember. Ja, ons almal het die holiday feeling. Maar weet julle wat die lekkerste is? Ons kan hoe voel dat ons op verlof is. Ons kan hoe gemaklik wees. Ons kan, ek wil amper die woord gebruik, ons kan hoe gechill wees. Hallo. Maar God is nooit op vakansie nie. En terwyl ons vanoggend daar in die bidkamer daai liedjie luister, King of Glory, is dit net so, Here, maak nie saak wat aangaan nie. U bly die koning van alle omstandighede. En dis wat ons het om mee in te gaan in hierdie laaste maand, of ek wil nie eers sê laaste maand nie, laaste paar dae. Maar jy sien, dit gaan oor wat gaan jou keuse wees, oor wat jy kies. Wil jy 'n verskil maak in hierdie laaste paar dae, of wil jy maar net aangaan soos wat jy begin het? Nou ek is jammer, ek dink net die menswees in my, laat my nooit toe om, as ek iets begin, wil ek anders te eindig. Want jy sien, gewoonlik as jy begin, maak jy baie foute. En dan leer jy uit jou foute uit, en nie teen die einde van die jaar, dan weet jy al die goed wat jy nie moet doen nie. Want dit is 'n keuse. Nou, ek wil vanoggend vir julle darm net vinnig terugvoer gee. Ek weet nie wie van julle het al mooi gekyk nie, maar ons dak is nou heeltemal geverf. En ek wil vir elkeen wat sy hand by was, elkeen wat sy hart oop was, wil ek so dankie sê. Ek het laasweek vir die vroue gesê, julle het dit moontlik gemaak met die lekker kos vir ons om so hard te werk. Maar ek wil vir julle sê dat daar's niks lekkerder as jy so terugstaan en jy kyk, dit is asof hulle net 'n nuwe dak om opsit het. En dit alles kom net uit 'n blik uit. Kan jy dit glo? So nou verstaan ek hoekom vrouens hou van make-up. Want as jy in die spieël kyk na die make-up, dan sê jy alles het nuut geword. Ek grap net. Ek wil graag net vanoggend eerstens vir die Here vra, vir almal wat op die pad gaan, dat die Here hulle reisende genade gee. Ons sê dankie vir die Here, vir die wat al weg was en terug is, dat hy hulle veilig teruggebring het. Maar weet julle, die belangrikste van alles is dat ons net weet, hy is die koning van alle konings. Hy is die koning oor ons omstandighede. En ons het 'n keuse om vanoggend te maak, om net te sê, Here, vat net alles weg. Vader, die vrae wat daar was, die onsekerheid, dankie vir sekerheid, dankie vir gemaklikheid, dankie dat ons U kan loof en prys vir wie U is. Nou, ek het hierdie week, het ek net weer eens besef, wanneer ons saamwerk, wanneer ons met mekaar kommunikeer, en wanneer ons guns van God ervaar, doen hy letterlik goed wat net nie sin maak nie. Ek wil graag begin om vir julle te sê, 2 maande terug, het ek na die projekkie langsaan gekyk by die pastorie en gedink, onmoontlik. Dit gaan net nie gebeur nie. Want jy sien, ek het net in die feite vasgekyk op wit en swart. Ek het nie opgekyk nie. Ek het gekyk na die basiese goed. Maak dit sin? Onmoontlik. En toe kom 'n ou klein dingetjie in die vorm van 'n drom verf. En raai wat, ons die helfte klaar geverf het, toe sit, wow, alles lyk anderste. En toe kom maar nog verf. En so het elke ding bygekom. En ek moet daarom net 2 mense regtig uitsonder, dan die Stofie oom Willie, ek wil vir julle sê, moenie dat daai krikke julle 'n ander idee gee nie. Daai oom operate met daai ekstra paar bene. Inteendeel, hy operate beter met daai bene as wat ek net met 2. Ek kan nie vir julle genoeg dankie sê, en vir al die ander. Julle weet almal wat betrokke is. Ouens, elke keer as iets klaarmaak, is dit net wow. Ek het lanklaas soos 'n kind
gevoel in 'n projek soos hierdie. Elke middag as ons uitstap en ek gaan in 'n vertrekker en ek dink, dit kan nie wees nie. Dan doen ons ietsie by môre, dan is dit, wow, guns van God. En ek wil vandag vir julle sê, guns van God was so awesome, dat ons Vrydag kon ons die laaste goed alles kry. En Maandag word hy geteel, dan is daai huis geheel en al oorgedoen. En dit is waarom ons op 'n plek moet kom waar ons met mekaar moet kan kommunikeer. Wat is dit wat God verwag in sy huis? Eenheid. As ons een is met mekaar, wat gebeur? Ons praat met mekaar. En weet jy wat, ek sê vir Johan volgende, ek sê, hy en Chantal het 'n saadjie geplant wat ons nie eers aan gedink het nie. En daai saadjie het die antwoord geword. Want raai wat, toe almal besef wat dit kan doen, ewe skielik toe koop almal in. Vrymoedigheid, ouens. En ek wil volgende vir jou sê, as die Here jou gees van vrymoedigheid gee, om jou hand op iemand se skouer te sit, moenie besluit om te sê, nee Here, hy gaan my snaaks aankyk. Luister wat God vir jou sê. Nou ek wil 'n baie snaakse ding vra vanoggend. As iemand naby jou sit, vat net jou wysvinger en raak so op sy skouer. Is nie iemand naby jou nie, so ek gaan so maak. Het almal iemand gehad wat aan hulle geraak het? Het daar iets met jou gebeur? Behalwe dat jy gevoel het iemand pouk jou. Jy sien, dis die verskil in 'n vleeslike en 'n geestelike. Wanneer ons in die gees kom, sal jy ervaar as hy jou raak. Jy sien, sy aanraking verander jou lewe, maar in die vlees gebeur niks. Al wat jy doen is jy kyk wie druk jou hier op jou skouer. Maar as Vader kom, sit hy sy hand op jou skouer. Hy gee jou rustigheid, hy gee jou vrede en hy maak elke storm stil. Dis wat ons wil hê. So ek wil vanoggend julle nooi om saam met ons op 'n plek te kom waar ons kan sê, Here, ons vanoggend alles oorgee. Ons wil vanoggend losmaak. Ons wil in U teenwoordigheid die ervaring hê van die vloei van die Heilige Gees. En wat God jou gee, ontvang dit en deel dit. Want jy sien, nêrens sê hy dat wat ek vir jou gee, moet jy vir jouself hou nie. Want wat jy saai, gaan jy maai. Kom sluit ons oë. Aba Vader, baie, baie dankie, Here. Dankie vir die voorreg, Here, om vandag hier te staan. Here, dankie om vandag hier te wees en te weet dat al 4 my kleinseuns vanoggend saam met my in die huis van die Here is. Dankie vir voorregte, Here, wat ek dalk 'n tyd terug gedink het ek nie sal ervaar nie, Here. Maar gister, Here, was 5 jaar van guns wat U vir my lewe gegee het waar ek nie die woord van lewe ontvang het nie. En ek wil vandag vir U al die eer gee, Here, want U is die koning van my lewe. U is die koning van my hart. En ek bid, Vader, dat elke persoon wat vanoggend hier is, sal besef, ons dien 'n God wat die onmoontlike moontlik kan maak. Here, ons is op 'n plek waar ons kan sê, Here, ek besef vanoggend, wat ek uit U hand ontvang, verander my lewe vir ewig. En ek bid dit vanoggend oor hierdie huis. Here, ek bid oor hulle die excitement wat ek vanoggend in my lewe het om te sê, Here, 5 jaar terug was dinge onseker, maar op hierdie dag kyk ek terug en ek dink, Here, U is so groot, U is so almagtig, Here. Ek bid dat U vanoggend werklik, Here, magtiglik in sal gryp, Here. Vader, dat U barriers sal afbreek, Here, dat U manne en vroue en jong mense sal losmaak om weer op die plek te kom om te sê, Here, ek wil my alles by U voete plaas, Here. Ek wil ervaar hoe die seën van ons Here Jesus oor ons spoel. Ek bid vanoggend oor ons finansies, Here. Elke
elke man en vrou wat dalk vanoggend hier sit met 'n bekommernis, elkeen wat vanoggend dalk net ingeskakel is, wat dalk oor hierdie tyd dink, hoe gaan ek dit deurmaak? Here, ek bid vanoggend vir guns in die naam van Jesus Christus, Here. Vader, dat U elke negatief 'n positief van sal maak, Here. Vader, dat ons net die oorvloed sal ervaar in U. Here, ons gee dit vanoggend net in U naam. Amen. Amen. Kom ons gaan ons tiende en offerande na die skatkis bring en dan gaan ons die Here lekker loof en prys. As jy roep, gee hy vir jou nuwe krag. Oom Sissel en Tannie Liefie, dit is so lekker om julle te sien. Ons sien hom altyd daar by die waterwinkel, maar dan het hy gegym, jy weet, dan lyk hy's geoefen, hy's gerad, hy gaan alles. Vorige Sondag kom ons hier by die kerk, ek tog hierdie handsome oomie wat hier so staan, hy en sy mooi vrou, wie's dit? Ek herken hom glad nie. Ek loop by hom verby, Pieter sê vir my,
Het jy vir hom Sissel hulle in die kerk gesien? Ek sê, nee, ek het hom nie herken, ek het nie geweet hy kan so spoggerig wees nie. Wys jou net, wat kan die Here doen as jou hart aan hom behoort? Wie is so God soos U? Wie kan vergelyk? Wie het die grootste naam en stel die grense van die oseaan? Wie kan er sy grootheid stryd? Wie ken elke ster se naam? Wie kan die son beveel om te skyn en die maanlig laat verdwyn? Onvergelykbare God, hoe groot is U, my God? Wie is U gelyke? Onvergelykbare God, hoe groot is U, my God? Onvergelykbare God, wie is so God soos U? Wie kan vergelyk? Wie het die grootste naam en stel die grense van die oseaan? Wie kan oor sy grootheid stryd? Wie ken elke ster se naam? Wie kan die son beveel om te skyn en die maanlig laat verdwyn? Onvergelykbare God, hoe groot is U, my God? Wie is U gelyke? Onvergelykbare God, hoe groot is U, my God? Onvergelykbare God, dan moet ek en jy, my redder en my God. Hoe groot is U? Hoe groot is U? Van deur die skepping klink dit saam. Hoe dan moet ek juig. Dan moet ek juig. My redder en my God. Hoe groot is U? Hoe groot is U? Hoe groot is U? Want deur die hele skepping klink dit saam. Skeer die naam, hoe heerlik dan moet ek juig. Dan moet ek juig. My redder en my God. Hoe groot is U? 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 Van die hele skepping
Here, dankie dat die blydskap in die Here ons beskerming is. Dankie dat ons niks sonder U is nie, en dat ons vanoggend kan bely dat ons U so nodig het in ons lewens. Here, as ons hierdie volgende lied gaan sing van Halleluja, our God reigns, dan kom dit uit ons harte uit om vir U te sê, U regeer in ons lewens. Here, en ons kies om af te klim van ons troontjies en U terug te plaas op die troon van ons harte. In die naam van Jesus. Oh God.
Kom Heilige Gees, kom daal oor ons neer, Here. Ons wag op U en ons vra dat U ons nou sal voel. In die naam van Jesus. Kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, Kom Heilige Gees. Kom Heilige Gees, Kom Heilige Gees. kom Heilige Gees, Kom Heilige Gees. kom Heilige Gees, en daal oor ons neer. Kom Heilige Gees. Kom Heilige Gees, Kom Heilige Gees. kom Heilige Gees, Kom Heilige Gees. kom Heilige Gees, en daal oor ons neer. Ons wag op U, ons wag op U, en ons vra, vul ons nou. Ons wag op U, ons wag op U, en ons vra, vul ons nou. Vul ons met die krag. Vul ons met die krag, vul ons met die hart, vul ons bruikbaar en gereed, staan ons voor U Heer, stuur ons Vul ons met die krag. Vul ons met die krag, vul ons met die hart, vul ons Ek is bruikbaar en gereed, staan ons voor U Heer, stuur ons Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Terwyl die musiek speel, ons gaan dit weer sing. Maar hierdie is my gebed vir hierdie kerk. Nie kom gesondheid of kom geld nie of kom finansies nie. Dis kom Heilige Gees. Kom Heilige Gees, want as U teenwoordig is, as U betrokke is, gaan goed van self begin in plek val. Want dis wie U is. Dit gaan nie oor wie ek is nie, of wat ek kan doen, of hoe awesome mens ek is nie. Dit gaan oor wie U is. En ek wil hê as 'n kerk vanoggend, moet hierdie ons gebed wees, voor ons in die woord ingaan. Kom Heilige Gees, hier is ek. Ek maak myself oop, ek maak myself beskikbaar om U diensknegt te wees. Want Here, ek weet as U betrokke is, en as ek U volg, is daar niks wat teen my sal kan staan nie. Want dis 'n belofte in U woord. Kom Heilige Gees.
Halleluja. Dankie Jesus. Kom Heilige Gees en oor ons neer. Jesus. Kom Heilige Gees, kom Heilige Gees, kom Heilige Gees en daal oor ons neer. Ons wag op U, ons wag op U. Jesus, thank you Jesus. En ons slaap, stuur ons naar. Ons wag op U, ons wag op U. Jesus. En ons slaap, Thank you. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. ons wag op U. En ons slaap, vir ons Thank you Jesus. Terwyl die musiek nog speel, ek wil net vanoggend 'n verklaring maak. Daar is nie op hierdie aarde nie in die hemel nie, daar is nie 'n beter prediker as die Heilige Gees nie. Ons hoef vanoggend nie 'n woord te sê nie. Want as hy opdaag. Oh. Man. Something is gonna change when he shows up. Sien en die groot ding is God is nie mens dat hy kan lieg nie. As God sê daar waar 2 of 3 vergader is in my naam, daar sal ek wees. Nie miskien nie ek sal besluit nie, daar sal ek wees. En vanoggend weet ek, die Heilige Gees is teenwoordig. En ek weet ek het 'n woord van die Here af. Want ek moes pastoor Paul amper stil maak in die bidkamer. En ek moes hom vir hom sê hy kan nie aanhou praat nie, want anders gaan ek niks sê om oor te preek nie. Maar ek glo daar's 'n tyd en 'n plek vir alles. En vanoggend terwyl ons nou hier staan, is dit tyd om eer te gee aan die een wat al die eer verdien. Kan ons haleluja weer sing? Asseblief. Ons gaan haleluja weer sing en ek love hierdie liedjie, dis my gunsteling liedjie want ons bou hom so op, ek skreeu hom gewoonlik, maar hierdie liedjie is vir my nie net 'n liedjie nie. Dis 'n verklaring. It's a declaration. En ek verklaar vanoggend vir my omstandighede, vir my situasie, vir my siekte, vir my finansies, vir my alles. Our God reigns. He's bigger than you. He's bigger than any circumstance. He's bigger than any situation. He is who he says he is. En vanoggend wil ons gaan dit net 'n paar keer sing, ek hoop. Maar ek wil hê ons moet bietjie ons oë sluit. And I want you to think 2025 was 'n moeilike jaar. Dit was taaf. Daar was siektes, daar was verlies, dit was 'n tawwe jaar. Maar hier staan ons aan die einde van 'n jaar, want hy is wie hy sê hy is. En ek voel net in my hart vanoggend, dis tyd om hom eer te gee. Dis tyd om vir hom dankie te sê. Ja, daar's probleme en ja, dis nie altyd lekker nie en dis waaroor die woord gaan vanoggend. Maar voor ons daar uitkom, moet ons eers krediet gee aan die Vader wat ons tot hier gebring het. Dankie julle.
Hallelujah. Thank you, Jesus. Our God reigns. Hallelujah. Hallelujah. Glory, glory, glory to God in the highest. King of kings and Lord of lords, there is no one like you. We worship you, Jesus. Worthy, worthy, worthy. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we worship you, Abba Father. I pray that you will bless your word this morning. In Jesus' mighty name. Amen. Ag, dankie julle, kan julle sitplekke neem. Ek is baie opgewonde oor vanoggend se boodskap. Dis baie kort. Of ek hoop dis baie kort. Maar ek gaan vanoggend 'n boodskap bring. Dis my laaste boodskap vir die jaar. My tannie is hier van New Zealand af en ek gaan bietjie saam maar gaan kuier. En ek het gedink ek wil 'n boodskap gee vir die nuwe jaar. Die stukkie wat ek wil gee het ons al almal gehoor en ons het almal al weet almal van hierdie goed. Pastor Paul het dit in die bidkamer ook gemention en ek het al preke oor hierdie stukkie gehoor, maar ek vir die eerste keer het iets gesien wat ek verbaas is, ek het gemis. As jy dit raak sien, dan dink ek by myself, hoe op aarde het jy daai gemis? Soos dis daar in groot woorde, ek verstaan nie. Maar ek wil net eers hoor, voor ons preek, ek het nou gevra, maar 2025, moeilike jaar, bietjie omstandighede en goed geprys die Here, dis nie net ekkie. Ek het gedink ek gaan vir Delaney moet roep en net vir haar moet preek. We've been through some things. Ons is deur 'n paar goedjies gewees, daar's siektes, daar's mense wat weggetrek het en partykeer voel jy asof wat nou? Wat se kant toe? Waar moet ons wees? Dan vra ek vir die Here partykeer, Here, ons is by die einde van die jaar en ek het amper nie hier deurgekom nie. Hoe gaan ek volgende jaar doen? Kom, maar dis nie net kom ons sê eerder so. In die pastorie is dit ook so.
Partykeer kom jy by 'n plek en jy vir die Here vra, Here, doen ek nou die regte ding? Is ek op die regte plek? Wat gaan nie aan? Hoekom gaan dit so? Wat? Ek verstaan net nie. En julle kan saam my blaai, ons gaan na Esegiel, dis reg in Afrikaans nie. Ek het gister vir myself gesê, ek gaan dit deeltyd in Engels sê, maar ek het nou getraai en dit het gewerk. So, 37, ons gaan by vers 1 begin, ek gaan die hele stukkie wat ek wil deurwerk, eers deurlees. Want ek is nogal 'n ouetjie wat hou van goedjies afbreek. Ek is vasoortuig in elke liewe vers van die Bybel is daar 'n verrassing vir ons. In elke liewe vers. Ons moet dit net in konteks sien. Ek so grappie, my pa sê vir my, hy sê, die ou wat die Bybel so uit konteks vat, hy gaan bid, en hy sê vir die Here, ek gaan die Bybel nou oopmaak, en dit wat dit sê, gaan ek doen. En hy maak oop waar die stukkie wat dit sê, en Judas het homself gaan hang. En hy sê, nee Here, ek gaan nie vir daai ene luister nie, ek gaan weer kyk. En hy kom en hy maak op 'n ander plek, en ek weet nie wat sê dit in Afrikaans nie, maar in Engels sê dit, and you go and do likewise. Toe sy nou klaar gelees, hy het besluit, hy gaan dit nou nie meer so doen nie. So ons lees van vers 1 af. Die hand van die Here was op my, en hy het my uitgebring deur die gees van die Here, en my neergesit in die laagte. En dit was vol bene, en hy het my by hulle laat verbygaan na alle kante toe. En kyk, daar het 'n groot menigte oor die laagte gelê, en kyk, hulle was baie dor. Toe sê hy vir my, mensekind, kan hierdie bene lewendig word? En ek antwoord, Here, U weet dit. Daarop sê hy vir my, profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle, dorbene, hoor die woord. Asseblief, ek wil hê jy moet daai onderstreep. Hoor die woord van die Here. So spreek die Here tot hierdie bene. Kyk, ek bring gees in julle in, sodat julle lewendig kan word. En ek sal senings op julle lê en vlees oor julle laat opkom en 'n vel oor julle trek en gees in julle gee, sodat julle lewendig kan word. En julle sal weet dat ek die Here is. Toe het ek geprofeteer, soos my bevel is. En sodra ek geprofeteer het, was daar 'n geruis. En kyk, 'n beroering. En die bene het nader gekom, elke been na sy been. Toe kyk ek en daar was senings en daar het vlees opgekom en 'n vel is bo oor hulle getrek, maar daar was geen gees in hulle nie. Daarop sê hy vir my, profeteer tot die gees. Profeteer mensekind en sê aan die gees, so spreek die Here. Kom aan uit die 4 windstreke, o gees, en blaas in hierdie dooies, dat hulle lewendig kan word. En ek het geprofeteer soos hy my bevel het. Toe het die gees in hulle gekom, en hulle het lewendig geword, en op hulle voete gaan staan. 'n ontsagtiglike groot leer. Dus, julle kan julle Bybels daar vir my toemaak. Ek het hierdie skrif gelees en ek dink by myself, ek ken mos nou al hierdie goed. Maar ek wil begin by vers 1 vandag. Ek wil hê ons moet aandag gee aan wat hier gebeur. Esegiel sê, die hand van die Here was op my. Nou ek weet nie van julle nie, maar my Bybel sê, as ek in God wandel, is sy hand op my. OK, ons gaan kom. Ek het vir julle net gesê, ek gaan op en afspring vanoggend. Ek gaan my bes probeer om myself te gedra. Die hand van die Here kan nog steeds op jou wees in die laagte.
Net omdat ek deur die laagte gaan, beteken dit nie die Here staan en kyk nie. Die hand van die Here was op my en hy het my in die laagte ingevat waar alles dood was. Ek wil hê ons moet hierdie vang vanoggend. Dit is nie die duiwel wat jou altyd vat waar alles dood is nie. Sien partykeer kort omstandighede lewe. Dan kort die laagte 'n Esegiel om daarin te gaan. En ons wonder partykeer, Here, wat het ek verkeerd gedoen? Kan jy imagine as Esegiel vir die Here gevra het, hoekom moet ek dit doen? Hoekom moet ek hier deurgaan, Here? Hoekom nou? Hoekom 2025? Hoekom was dit so moeilik? Hoekom is ek hierdie goeters met my gebeur? Maar hy het nie. Sien ek love die Here. En ek sê vir Dylan hy altyd, God het so sin van humor, dis vir my so snaaks. Die tweede vers sê, en hy het my van alle rigtings laat kyk. So hy het my gevat en sê, sien jy van hierdie kant af? Dit lyk nie goed nie. Sien jy van hierdie kant af? Dit lyk nie goed nie. Sien jy van hierdie kant af? O, genade, dit lyk erger. Sien jy vorentoe? Daar is nie hoop nie. Daar's niks nie. En dis wat gebeur. Soos die Here wys vir hom, sodat ons kan verstaan, dit maak nie saak hoe die omstandighede lyk nie. God is nog steeds in beheer. Sien, as God nie wou hê ons moet verstaan hoe erg daai was nie, sou daai hele tweede versie daar uitgelos gewees het, en hy sou net gesê het, voor my was daar 'n laagte bene. Maar dit was nie. Die Here het vir hom gevat en gesê, kyk, hoe lyk hierdie van alle rigtings af. Ek wil hê jy moet sien en verstaan dat daar nie hoop is nie. Daar is nie hoop nie. Daar is nie uitkomsie as jy dit alleen wil aanvat nie. Daar is nie. Ek sê gister vir iemand, ek vertel hulle waaroor ek gaan preek en ek sê vir hulle, dit voel vir my, as ek links kyk, dan kyk ek 'n moeilikheid vas. As ek vorentoe kyk, dan kyk ek 'n moeilikheid vas. As ek agtertoe kyk, dan wonder ek myself, hoe het ek deur daai moeilikheid gekom? En as ek regs kyk, dan kyk ek 'n moeilikheid vas. Dit maak nie saak waar ek kykie, dit voel asof ek in die moeilikheid is. En hierdie is presies wat Esegiel gesien het. Daar is nie hoop nie, daar is nie kans nie, daar is niks nie. Toe vra die Here 'n vraag. Kerk, Klerksdorp, Facebook, glo julle? Hoor gou die vraag, hierdie het my gekry. Die vraag was, glo julle nie, ek kan nie. Die vraag is, glo julle, hulle kan lewe? Dit het niks met my te doen nie. Ek vra julle, glo jy, die bene kan lewendig word? En die antwoord, hierdie was vir my magical. Wie het nou gesê God se wil? Here, U weet. U weet dit. As U dit so bestem, dan sal dit so wees. Maak nie saak wat my opinie is nie. Maak nie saak hoe ek nou voel nie. Maak nie saak wat ek nou deurgaan nie. U weet. En as U besluit het, ons gaan lewe kry, gaan ons lewe kry. U weet. En ek dink by myself, ek sit en die antwoord U weet. Ek weet mos God weet alles. Maar antwoord ek asof ek weet hy weet alles. Sien, verskoon my, ek gaan nou bietjie dramaties wees, maar baie keer sit ons nou en ons, Here,
U het gesê, U sal vir my sorg. Wat moet ek doen? Hoe kan ek ekstra goedjies doen? Antwoord ons die Here asof ons weet. Hy weet. Sien, is maklik om te sê, ek lees die Bybel en die Here weet. Die Here het daai gedoen, die Here het daai gedoen. Die titel van my boodskap is, weet jy? Dis bietjie aanvallend, maar dis die vraag. Weet jy? Sien, is maklik om voor omstandighede te staan en vir ander mense te sê, moenie worry nie, dit gaan oukei wees, want God weet. En as ek deur daai omstandighede gaan, dan weet ek nie dat God weet nie. En hier so Esegiel hierdie geantwoord het, is, Here, U weet. Ek hoef nie te weet nie, ek hoef nie te raai nie, ek weet, U weet. En ek weet, U besluit is die finale besluit. En ek weet, as U vir my sê, dit gaan gebeur, dan weet ek dit gaan gebeur. En ek het bietjie gaan kyk en ons praat van Romeine 8 vers 28 en ons praat van al hierdie verse wat sê wie God is en wat hy kan doen en ons quoteer hierdie goeters. En ons sê, alles werk teen goeie mee vir die wat die Here liefhet en geroep is volgens sy plan. Ons quoteer hierdie goed, ons weet dit. Maar ons kan nie wag om te sien of dit uitwerk of nie. Ons wil ander goedjies doen, ons wil ander goedjies aanvat, ons praat nou van die kerkgoedjies. Ons het nou, ek sê ons, julle het nou 'n taak aangevat wat onmoontlik gelyk het. Maar hy weet. Ek weet, hy weet. En hy's amper klaar. Want dis wat hy wou gehad het. Jy sien, as ons God se plan volg, as ons gaan waar hy ons wil hê, as ons doen dit wat hy wil hê ons moet doen, sê my Bybel, en weer eens, God is nie mens dat hy kan lieg nie, sê my Bybel, dit gaan teen goeie meewerk. Dit beteken nie, hoor gou, dit beteken nie, dit gaan altyd goed gaan nie. Dit beteken, dit gaan altyd goed eindig. Daar's 'n baie groot verskil. Baie groot verskil. Om iets goed te eindig, moet jy eers deur iets gegaan het, sodat dit beter kan word. As alles goed werk, hoekom het ek die Here nodig? Sien, ons mense wat sê, ons praat net grace en blessings, en ek is vasoortuig God wil almal bless. Maar, wat as God vir my in die armste plek in Afrika wil stuur, waar daar niks geld en niks is nie, om sy werk te doen. En ek sê, Here, daar is nie genoeg geld nie. See, God's got a plan and a purpose vir elke individu. En vir party mense is dit om miljoene te hê en kerke te bless en bedienings te bless en great. Vir party mense is dit nie. En ons verwag dat God vir almal van ons onder dieselfde kombers sit. En hy doen nie. God het vir elke een van ons 'n unieke doel. En as ons in daai doel in lewe, en ek praat van weet, dat God ons hier wil hê. Weet dat dit wat ek doen, is volgens God se woord. Dan is daar 'n belofte, nie van Dwayne af nie, van God af, wat sê dit sal goed eindig vir jou. En dis waarop ons staan vanoggend. Ons kyk oor 'n laagte vol bene. En ek love hoe hulle dit mooi verduidelik en dooie bene sê. Het julle al ooit bene gesien wat lewendig is? Nou, hoekom moet hulle vir ons verduidelik die goed is dood? Kan jy imagine, 'n geraamte kom hier ingestap en kom kerk toe? Verstaan, God wou in ons menslike gedagtes en denke kry hoe erg hierdie situasie was. Dit was nie net bene, dit is dooie bene. Daar's nie hoop vir hierdie bene nie. Daar's nie bietjie lewe in hulle nie. Ek dink die murge sal op, daar's niks. Dis dood. Daar's nie 'n stukkie lewe in hierdie bene nie. God kan nie teleurstel nie.
Hy kan nie. En toe Esegiel antwoord wat hy geantwoord het, ek dink God het 'n massive smile op sy gesig gekry. Want in my menslike brein dink ek die Here staan daar en sê, nou kan ek werk. Nou kan ek hom wys. Want hy's op die plek waar hy weet ek weet. En ons gaan na die volgende vers toe. En die Here sê vir Esegiel, dis vir my niet so erg. Ek het gevra dat ons daai woord, hoor die woord van die Here onderstreep. Dit het nie gesê hoor die stem van die Here nie. Sien, ons partykeer verwag dat die Here hierdie praatwerk moet doen. Die Here het gesê, jy moet jou mond oopmaak. Jy moet my woord spreek. Sien kerk, Esegiel staan voor sy omstandighede en God sê, jy moet iets doen. Ek sal vir jou die woord gee, maar jy moet iets met dit doen. Hier is Pastor Paul weer vanoggend, wat sê, as jy woord gee, of as jy iemand met wil gaan praat, go. Want God gaan jou die woord gee. Het gaan nie oor my nie. Het gaan nie oor Esegiel nie. Dit gaan oor God wat die woord gee. Maar, hierdie, ek het gesê, ek gaan my best probeer om nice te wees, maar maak gou almal so. Ek wil net seker maak, ons het almal ore. OK, nou, hoor gou wat sê die Here. Sê vir hierdie dooie, oorlose goedjies, hulle moet luister. Ons het mense wat in kerke sit, met ore wat perfek werk, wat nie die stem van God kan hoor nie. Daar's 'n vallei, 'n laagte, vol droë bene, sonder ore, wat die woord van God gehoor het. Kerk, om te kom waar die Here wil wees, wil hy ons moet wees, moet ons ore begin oopmaak, sodat ons in ons omstandighede kan inspreek dit wat hy vir ons gee. Die bene het nie ore nie, hulle het nie vlees nie, hulle het nie breins nie, maar as God betrokke raak, is die onmoontlike kan. Daar is nie so woord in God se woordeskat nie. Dit breek my brein, ek wil hê ons moet hierdie verstaan, want ons vang dit nog nie. Hierdie ding kan hoor, mense. Hoe? It's not possible. Ons kyk hierdie ding, daar's niks vir klank om in te gaan nie, daar's niks vir, maar hy kan hoor. Want as God praat, gaan dit nie oor wat moontlik is nie. Dit gaan nie oor wat fisies kan gebeur nie. Dit gaan nie oor hoe jy lyk nie. Dit gaan oor wat hy sê. Dit gaan oor wat God sê. En ek wou sê, nee, ek gaan dit nie sê nie. With God, nothing is impossible. There is no impossible word. Ons praat so oor die wonderwerke wat in die Bybel gebeur, en ons praat oor die dowe ou wat genees was en hy kon hoor, en ons praat van die blinde ouens wat kon sien, maar ons het bene wat kon hoor sonder ore. En 'n ewen groter wonderwerk, nee, die bene lê 'n hele laagte vol, en die Bybel sê nie die bene het by mekaar uitgekom nie, dit sê elke been het sy been gevind. Die been het gesien. Die been het gesien. Hoe kan die been sien en verstaan waartoe hy moet gaan? Hoe het die elmboog geweet? Daai voorarm is myne, kom ek gaan haal hom. Hoe het die gewrig geweet?
Daai arm is myne, kom ek gaan haal hom. Hoe het die knie geweet, daai voet is myne, kom ek gaan haal hom. Wanneer as God, of wanneer God betrokke raak, val al daai goed uit die venster uit. En ek is amper klaar, ek is regtig amper klaar. Hierdie is my gunsteling stukkie van hierdie boodskap is vers 7 tot 8. En ons moenie hierdie mis nie. En hierdie is wat ek gemis het en ek dink by myself, hoe het ek gemis nie? God het nie gepraat nie. God het nie 'n woord vir die bene gesê nie. Kerk, partykeer bid ons, pastoor, bid asseblief vir my, want as jy bid, gaan dit beter gaan. Pastoor, spreek asseblief in my lewe, ek joke nie nou nie, ek hoop die mense kyk hier op Facebook hier, maar daar was iemand wat nou die dag op Facebook gesit het, kan iemand asseblief oor my profeteer? Ouens, as jy die God se woord moet gaan soek in iemand anders, dan het jy nie die verhouding wat jy moet hê nie. Want as God met ons praat, is dit ons verantwoordelikheid om te spreek. Jy sien, ek kan nie verwag dat die Here moet afkom en my omstandighede inwerk nie, as ek nie die tyd insit in ons verhouding nie. Toe Esegiel in die teenwoordigheid van die Here was, het hy met die Gees gesels. Dieselfde Gees waarna ons toegang het. Weet jy hoekom die dooie bene nie meer lewe nie? Want ons het nie meer tyd vir die Gees nie. Ons het nie meer tyd saam die Gees nie. Ons het nie meer tyd in die teenwoordigheid van God nie. Want as God praat en ons spreek, moet die Gees gehoorsaam wees. Die kerk moet weer op 'n plek kom waar die teenwoordigheid van God belangriker as die preek is. Belangriker as die worship is. Belangriker as wat ek is. Die kerk moet op die plek kom waar sonder daai teenwoordigheid moet ons die deure toemaak. Want dan sit net 'n kuier. Ons kan koek en tee hier op voor sit, ons kan almal koek en tee kom drink en ons kan huis toe gaan. As die Gees nie betrokke is nie. Want dis waar daar buite gaan eet, hulle kry net kos in 'n restaurant. Kom ons wees eerlik, dis ook 'n gathering. As ons kerk toe gaan kom sonder die beweging van die Gees, sonder die Gees wat die werk doen, is ons in die verkeerde plek. God se Gees het 'n doel op hierdie aarde. En dis om ons te lei, om ons te oortuig, om ons te troos. When we get into His presence, al die res kom vanself. En ons het toegang na dieselfde Gees, na dieselfde krag. Die probleem is, die goed gebeur nie want ons doen nie. Wanneer laas, ons gaan bietjie eerlik met mekaar wees nou, wanneer laas het ons in ons lewens of om ons omstandighede of in hierdie kerk in 'n lewe ingespreek? Ja, Here, dit gaan so sleg. Wanneer laas was ons in die teenwoordigheid van God waar ons lewe kon spreek? Wanneer laas was ons op die plek waar God se woord konstant uit my mond uitvloei? En hierdie is nie, ek beloof, dit is nie 'n uittrap boodskap nie, dis 'n vraagboodskap. Voor ons in 2026 ingaan, gaan hierdie kerk begin lewe spreek oor waartoe ons op pad is. Ons is op pad iewers heen.
Ons is op pad waar God ons wil hê. Ons is op pad om dit te doen wat God wil hê ons moet doen. En ek het vir jou baie slegte nuus. Die duiwel gaan nie daarvan hou nie. En as ons nie lewe inspreek nie, gaan hy ons aanval. En hy gaan wen. Want ons is nie in die teenwoordigheid van God nie. Kerk, kan nie julle musiekspan asseblief vir my vorentoe kom, ek is nou amper klaar. Ons gaan weer daai laaste liedjie sing asseblief. Shani, dit gaan jy wees. Die geheim van geloof, die geheim van in die gawes beweeg, die geheim van die wêreld verander, lê nie in wie jy as mens is nie. Dit lê in tyd saam God. Jou verlede, jou foute, jou omstandighede. Daai, hoor gou mooi, dit gaan nou baie weird klink, maar daai beteken niks vir God nie. Hy het niks teen jou nie. Die dag wat ek vir die Here gesê het, Here, was my skoon, het hy my skoon gewas. Die verlede is weg. My gunsteling vers in die hele Bybel is nie almal se gunsteling vers. You know, baie mense sê is Jeremia 29 vers 11 en baie mense sê daai. My gunsteling vers in die hele Bybel, en dis baie sad want ek kan nooit onthou waar hy is nie, sê, God kan nie. Nie God sal nie, nie God gaan nie, God kan nie jou sondes onthou nie. Dit beteken, al probeer hy kan nie. So die duiwel kry dit reg om jou te herinner, en dan sê God vir jou, ek weet nie waarvan jy praat nie. En hy jokkie, hy lieg nie, hy weet nie, want hy kan nie dit onthou nie. En ons laat ons omstandighede besluit, hoe naby ons aan die Here mag kom. Ons laat toe, ons omstandighede, ons verlede, dit wat ons in ons verlede gedoen het, die foute wat ons gemaak het, keer, dat ons in God se teenwoordigheid kom. Ek het baie slegte nuus vir julle. God het jou nie gekies omdat jy perfek was nie. Jy was nie. God het my nie gekies omdat ek perfek was nie. Nie eers naby nie. God het jou gekies want hy wou jou gehad het. Jou verlede, jou alles, jy is nog steeds kosbaar vir God. En jy, daar's soveel mense wat uitmis, en wat nie woord gee nie, wat beteken ander mense mis uit. Want Here, maar ek het daai en daai gedoen, ek kan nie met mense praat nie. Here, ek het daai en daai en daai gedoen, ek kan nie u woord spreek nie. Here, ek het die en die, ek kan nie u woord spreek nie. Ja, mense, daar is nagevolge vir aksies, daar is. Maar niks kan jou uit God se hand uithaal, behalwe jy self nie. Sien, ek het nou die dag vir iemand verduidelik hoe dit werk. As die Here jou lewe red, is dit asof jy in 'n see gelê het en jy's besig om te verdrink en iemand op 'n boot gooi vir jou 'n life dingetjie. Wat is daai goed genoem? Daai ronde goed wat hulle so uitgooi. Maar daai ding. En jy vat hom en hulle trek jou in en hulle lig jou op en hulle sit jou in die boot en jy's veilig, jy's gered. Jy's in God se boot, alles is perfek, alles is great. Ek het baie slegte nuus. Daar's niks wat jou keer om weer uit te spring nie. En dis wat ons doen. Ons laat die duiwel se herinneringe ons terugsit waar ons was. En ons dink dis wat God dink. Want ons spandeer nie genoeg tyd in God se teenwoordigheid nie. Die geeskrag is in ons en met ons. Dis tyd dat die kerk begin lewe spreek in ons eie lewens, in ons kerk, in ons dorp. En ek weet, julle kan sê, pastoor, ek doen dit. Ek is nie genoeg nie. Ons moet. Pastor Paul het dit ook nou gesê, daar waar daar eenheid is, in Engels sê God commands a blessing where there is unity. Kerk, as ons in eenheid
in God se teenwoordigheid begin kom, gaan God hierdie plek so seën dat hy nie groot genoeg gaan wees nie. En hy gaan hierdie dorp so verander, dat daar nie plek vir ander plekke gaan wees nie. Maar dit begin hierso. Dit begin met my. Dit begin met teenwoordigheid, tyd spandeer. Die titel vir oggend, en hierdie is my laaste slide, julle kan so lank begin speel, is weet jy, en hier's die vraag, hier's die 4 vrae. Nommer 1, weet jy wie is aan jou kant? Is jy seker? Het is maklik om te sê, ek weet wie is die Here. En ek weet, hy is aan my kant, maar weet jy regtig wie is aan jou kant? Want hier kom nommer 2. Want as jy weet wie is aan jou kant, dan weet jy wat jy kan doen deur sy Gees. Vraag nommer 2 is, weet jy wat jy kan doen? Weet jy? Weet jy waartoe jy in staat is deur Christus Jesus? Weet jy dat die boemelaar wat daar buite sit sonder bene of arms of wie kan sien? Wie kan loop? Nie deur ons wat in die kerk sit nie, maar die kerk wat buite beweeg. Weet jy tot waar jy in staat is deur die Gees? En vraag nommer 3 is, weet jy dat God wil hê jy moet in sy Gees beweeg? Weet jy dat hy wil hê jy moet suksesvol wees? Weet jy dat hy wil hê daar buite verander moet word deur ons? En die laaste vraag en die belangrikste vraag, maak nie saak waar jy is nie of waar jy gaan nie. Weet jy dat dit wat vir ons onmoontlik is, en ek het dit anders gestel, nie moontlik is vir God nie, 'n werklikheid al klaar is vir God. Sien, want hy was al daar. Hy het dit al gesien. Hy is gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. Hy is die begin en die einde. Hy is hier, hy weet. Hy het al jou wonderwerk gesien. Weet jy hoeveel mense hulle wonderwerk mis? Want daar word die lewe gespreek. Weet jy hoeveel mense hulle doel in die Here mis? Omdat daar nie lewe gespreek word nie. My pa sê een van die sadste dinge en die sadste goed wat daar is 'n begrafplaas. En nie omdat die mense daar dood of oorlede is nie. Omdat daar soveel mense daar lê wat nie by hulle doel uitgekom het nie. Kerk, my hart vir hierdie kerk is nie om 10,000 mense te hê nie, daai sal great wees. Om nie miljoene rande te hê nie, daai sal great wees. My hart vir hierdie kerk is dat hierdie kerk begin daarso lewe spreek. Dat ons daarso begin 'n verskil maak. Dat ons daarso ons doel begin bereik. Want as hierdie kerk hulle doel begin bereik, gaan daai wêreld hulle doele begin bereik. En kan jy imagine as net 10,000 mense in Klerksdorp hulle doel begin bereik? Binne 'n maand gaan hierdie plek omgekeer word. Hoekom? Nie omdat ek great is nie. Nie omdat ons, want hy so spreek die Here. Wanneer ons kan sê so spreek die Here, gaan omstandighede verander. Gaan mense hier inkom in rolstoele en hier uitstap. Ons gaan 'n garbage pile met krikke en rolstoele en hierso buite moet begin, wanneer ons begin sê, so spreek die Here. En ek wil afsluit vir oggend terwyl hulle sing, ek wil ietsie anders doen. Ek wil hê ons moet opstaan vir oggend. En hierdie is klaar. Ek wil hê julle moet gou saam met my opstaan. En ek wil hê julle moet julle oë toe maak. En ek gaan nie bid nie. Ek wil hê ons moet terugkyk na 2025 toe.
Kyk waardeur jy was, kyk waardeur jy gaan. En ek weet, daar's vrae vir 2026. Ek weet, daar's goedjies wat moet gebeur in 2026. En ek wil hê ons moet nou, in 2026, in ons lewens, in ons kerk, begin inspreek. Pastoor gaan nie bid nie. Pastoor gaan vir homself, in sy omstandighede, in sy familie se omstandighede, begin lewe inspreek. Terwyl elke oog gesluit wees en julle kan hom sing. Ek wil hê ons moet in ons lewens begin inspreek. Praat met die Here. Spandeer tyd in die teenwoordigheid van die Here wat hier is vir oggend. Daai werk wat ons op soek is na. Here, ek spreek lewe in Jesus naam. Here, U weet waantoe ek op pad is, ek spreek lewe in Jesus naam. Here, U weet wat is die plan vir hierdie kerk, ek spreek lewe in Jesus naam. Here, ek weet dat die bene mekaar gesoek het. Ek weet daai kinders wat nie U wil dien nie, daai kinders wat nie in die teenwoordigheid wil kom nie, ek spreek lewe in Jesus naam. Daai mense wat ons nie wil in Jesus naam. En Here, ek moes nie die bene gaan soek nie, ek moes nie hulle uitken nie, U woord was genoeg om hulle in te bring. En ek wil vir Klerksdorp lewe inspreek vir oggend. Ek bid vir oggend, Abba Vader, dat ons as gemeente, ons as kerk, die lewende woord daar buite sal invat. Dat dit nie net 'n lippetaal sal wees nie, dat ons nie net naby van ons monde sal wees nie, maar dit sal 'n hartsaak wees, Jesus. Here Jesus, ons spreek lewe in elke liewe persoon wat hier voor oggend staan se lewe, in elke omstandighede. Sien wat great is ons hoef nie vir die Here eers te verduidelik nie, hy weet waar ons is. En ek weet waar ek hier staan vir oggend, daar gaan getuienis kom van lewe wat gespreek word. Familielede wat Jesus moet vind, en Jesus moet ontmoet. Ons spreek lewe in Jesus naam. Werk, situasies, finansies, ons spreek lewe in Jesus naam. Here, hier as 'n kerk vanoggend verklaar ons wag op U. Ons wag op U, en as U beweeg, gaan ons saam. As U 'n besluit maak, gaan ons saam. Ons gaan spreek, ons gaan werk, ons gaan doen dit wat U van ons verwag, en ons gaan U woord spreek daar waar ons gaan. Here, net soos Petrus hulle gesê het, silwer en goud het ek nie, maar dit wat ek het, gaan ek vir U gee. Here, dit wat ons het, gaan ons vir U vandag gee. En ons gaan daar buite gaan. En ons gaan 'n verskil maak. Want U is wie U sê U is. En vanoggend is my antwoord op die vraag, weet jy? Is Here, ek weet. U weet. Ek weet. U weet. En ek wil hê net voor ons afsluit. If you're sitting close to somebody, I just want to put your hand on their shoulder. Put your hand on their shoulder. Hierdie is vir my baie, baie belangrik. Hou iemand se hand vas, almal moet iemand hê, naby. Want hierdie is die ding vandag, ek maak 'n verklaring vir oggend. Ek wil hê jy moet voel wat iemand by jou is. Kyk bietjie om. Hierdie is nie iets wat jy alleen hoef te doen nie. Hierdie is die liggaam van Christus. And whether it's a foot, whether it's a hand, whether it's a knee, hierdie is die liggaam van Christus. En saam gaan hierdie liggaam opstaan en ons gaan buite toe gaan en ons gaan begin lewe spreek in die dooie bene wat buite is. Ons gaan begin werk en doen wat dit van God van ons verwag. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
this morning, Abba Vader. Laat die Gees beweeg in hierdie plek in Jesus naam, elke sitplek na sitplek in Jesus naam. Vul ons, Abba Vader, in Jesus naam. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, let your glory fill us out. Abba Vader, vanoggend staan ons voor die lewendige God. En ons maak 'n verklaring en sê ons weet wie ons God is. En ons maak 'n verklaring vanoggend dat U ons nommer 1 prioriteit gaan wees. Vader, dit beteken U wil dit wat U wil hê ons moet doen, hoe U wil hê ons moet wees, hoe U wil hê ons moet beweeg. Ons sal dit doen want ons weet wie U is. Ons gee al die lof en al die eer en al die aanbidding, want U is waardig. Vader, nie U was nie, nie U sal wees nie, U is. You are the great I am. There is no one better, daar is nie iemand beter nie, daar is nie iemand sterker nie, daar is nie iemand wat enige iets kan doen, soos wat U dit kan doen nie. En vanoggend voor ons afsluit, wil ek net vir U vra, Here Jesus, lei ons om lewe te spreek. Lei ons om lewe te spreek. Laat dit wat uit ons monde uitkom, maak nie saak waar ons is nie, direk uit die hart van God uitgekom het. En ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen.